Ons Pa in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te kom en ook te sien op hierdie manier hoe 'n stukkie van u koninkryk soos dit in die hemel is op die aarde kom. Soos ons mense by mekaar kom, soos wat ons ook weet daar soveel miljoene ander vandag ook en ook op hierdie oomblik by mekaar kom en u lig skyn hier tussen ons. Dankie Vader dat u vir ons lig is. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van u af, van bo af, van u die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. U het 'n welbehae daarin gehad om vir ons u koninkryk van lig te gee. U het ons wat u klein kudde noem. En ons is dankbaar vir dit. Ek kom erken in myself en namens die mense hier vanoggend dat ons soek na onafhanklikheid en selfverryking in die wêreld se pad staan om u in ons te sien. Ek sien dit soos wat ek baie self teleurgesteld is in plekke waar ek val, waar ek nie sien u lig in my skyn nie en agterkom dat ek is wat self daai lig probeer verwek. Here, ons wil graag vanoggend weer van vooraf besef dat daai lig kom nie uit onsself uit nie. Dit kom uit van Christus af, van 'n diep Christus gesentreerde afhanklikheid en nie van 'n werksgodsdienst nie. En ons weet net soos ons wat lote is, nie self kan vrug dra as ons nie by u ingeplant is, of in u is nie, is dit dieselfde ook so vir die lig in ons. Ja, en Here, ons weet dis 'n groot geskenk om te kan beleef en sien hoe u lig wel skyn. As dit in ons skyn, is dit oor die genade van u Gees wat ons kom verander en in ons werk. En daarvoor is ons baie dankbaar. Ons is honger vir u lig. Ons besef dit nie aldag nie, maar dit is wat ons graag wil hê en wil sien. En dis wat die wêreld nodig het en wat ons vir die wêreld wil gee ook. En daarom moet ons, en daar's net een plek om dit te kry, en dit is as Christus in ons skyn. Help ons om daai besef saam met ons te vat, soos wat ons ook die lig wat vanoggend skyn, saam dra, soos wat ons uitgaan hier vandag. So Here, laat ons goeie werke asseblief u verheerlik en nie onsself nie. Mag ons nie wees, mag ons soos u sê, ons regterhand nie noodwendig weet wat ons linkerhand doen nie. Mag ons nie soos die fariseërs van ouds staan op straathoeke en bid of dinge doen in die lig, in die oopte waar dit ons laat goed lyk nie, want ons wil graag Christus se lig sien skyn. En so Here, ons bid dat die woord wat vanoggend gespreek word, regtig diep sal tref in ons, regtig ons nie onveranderd hier sal laat weggaan nie. Ons wil veranderde mense wees, ons wil vryer mense wees, ons wil meer vreugde hê en dit alles gegrond in Christus. Ons weet u kan, ons weet u wil, maak ons ontvanklik asseblief Here. Ons bid dit in Jesus, ons Redder se naam. Amen. Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here uit Efesiërs 5 van vers 1 tot 20 en ons lees uit die Afrikaans. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Maar soos dit heilig is betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelikhede en dwaase of lawwe praatjies wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp. Geen hoereerder of onreine of gierigaard, so iemand is 'n afgodedienaar, het 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie.
Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalm sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Goeiemôre, goeiemôre Ligpunt en goeiemôre enige gaste wat dalk hier by ons kom kuier vandag. Julle is in die besonder baie welkom om hier saam met ons te wees vanoggend. Vriende, ons gaan in 'n oomblik nou inspring in daai gedeelte wat vir ons gelees was, maar voor ons dit doen wil ek net gou 'n laaste shavie doen met betrekking tot voorwaarts. Oor 2 naweke van nou af is dit voorwaarts en vir die wat nie weet nie, dit is Ligpunt se jaarlikse kerkkamp. Nou, as ek dit reg het en as dit nou nie verander het in die laaste 48 uur nie, staan ons tans vir die kamp wat kom op 520 mense. Wat wonderlik is. En die rede hoekom ek dit noem, is want ek noem dit in 'n mate vir mense wat dalk nog nie by een van ons voorwaarts is nie. Die feit dat ons by ons kerkkamp meer mense is as wat ons by 'n Sondag samekoms, dis kommunikeer vir jou iets van hoe ongelooflik lekker daardie samekomste is. Ons gaan saam na Olifantsrivier Lodge toe oor 2 naweke van nou af. Ons het 'n Amerikaanse spreker, Bob Thune, wat kom en hy gaan met ons kom praatjies doen. Ons gaan saam sing, ons gaan saam kuier. Dit is net 'n absolute wonderlike tyd. En dit is nog nie te laat vir jou om ook te kom en saam met ons in die vreugde te kom deel nie. So die realiteit is dat in terme van plekke oop is daar nog net kampplekke oop. So ek wil jou aanspoor, stof daai ou tent af, kom saam. As jy nie 'n tent het nie, kom gesels met ons, dat ons jou kan help om dalk 'n tent te kry. Een van die dinge wat baie mense doen, wat weier om te kamp, want hulle huwelik is net te kosbaar vir hulle, maar hulle wil wel gaan, is hulle gaan kry, net buite Olifantsrivier Lodge is dit Presidentsrus, is daai tipe van 'n vakansierige plek, en daar is 'n klomp Airbnb's daar, en so jy kan daar gaan Airbnb, en dan kan jy net deurry na die kamp toe. Of die ander opsie is, wat jy kan doen, is party van ons hierso het chalets gereël, en jy het 'n 6 slaapplek, of selfs 'n 4 slaapplek, maar ons het 2 van julle, jy en jou vrou dalk wat gaan, kan ek jou nooi, as jy kinders het, druk jou ouer kinders in 'n tent, hulle kan gaan tent, en dan maak ons spasie vir dalk van jou ander vriende, mense dalk in jou Ligpunt gesin, wat jy weet wat graag wil gaan, maar wat nie wil kamp nie, en ook nie in 'n Airbnb wil gaan bly nie. Die punt is dit, julle, kom ons probeer asseblief om dit nie te mis nie, dit is altyd die hoogtepunt van die jaar vir ons. En op al daai dinge, as jy wil gaan, en jy wil selfs net kom as 'n dagbesoeker, dit is ook 'n opsie, of jy wil, selfs as jy gaan bly in 'n Airbnb daar buite, kan ek jou vra om aan te dui op ons Church Center app, dat jy kom, sodat ons net kan regmaak, veral ook vir die kinders. As ek dit reg het, is daar soos ek dink 116 kinders tussen 3 en 10. Okay, so dit is goed om te weet presies hoeveel daar gaan wees, sodat Jolande en haar span kan mooi voorberei. Dui dit aan op die Church Center app en kom asseblief tog, kom kuier saam met ons oor 2 naweke. Dit is eerlikwaar altyd die hoogtepunt van ons jaar saam. Laaste ding wat ek wil noem oor dit, voordat ons gaan inspring en ek vir ons gaan bid, is die Woensdag voor dit, so wat is dit nou? Is dit die 26ste?
Dankie, 25ste Februarie. Met Bob Thune wat hier is, gaan ons hier in Willows, gaan ons Woensdag aand hier by mekaar kom. Ons vra dat alle Ligpunt gesinne stop vir daai week, dat ons saamkom as een man hiernatoe. Ons gaan hierso saam wees met Bob Thune, die einste boek, 1 Petrus, wat hy oor die naweek oor gaan praat. Gaan hy praat oor 'n baie belangrike waarheid in die boek, en dit is die realiteit van swaar kry in ons lewens. So dis relevant vir almal van ons. Kom asseblief op die 25ste saam met ons hier, vir die samekoms wat ons hier gaan hê. Nooi jou vriende, nooi jou familie, nooi jou werkskollegas. Ons almal ervaar swaar kry en ons almal het nodig om vir daai rede Jesus voor oë te hou, en dit is wat Petrus doen en wat Bob ons in wil aanspoor. Ok, ek het baie gepraat met betrekking tot dit. Vriende, ons gaan aan met ons reeks vandag in Laat daar lig wees. Hierdie is die tweede laaste een in ons reeks van Laat daar lig wees. Ons het die laaste 3 weke het ons saamgesels oor hoe lyk die Christenlewe? Wat is kenmerke van die Christenlewe? En ons het gesê geloof en liefde en hoop sien ons in die Nuwe Testament is 3 fundamentele kenmerke van die Christenlewe. Wat ons nou die volgende 2 weke gaan oor nadink is, wat is daardie hulpbronne, daardie geskenke wat God ons gee as sy kinders, sodat ons lewens van geloof, hoop en liefde kan lewe wat sy lig sal skyn. En vandag gaan ons saam nadink oor God gee vir ons sy Gees, die Heilige Gees, om hierdie lewe van geloof, hoop en liefde te lewe. Ek gaan vir ons bid, vra dat die Here nou met ons sal ontmoet. Ek vir kort so klein bietjie energie, en so kom ons bid vir fisiese, maar meer as dit, vir geestelike krag. Kom ons sluit die oë en vra vir die Here om daadwerklik nou met ons te ontmoet. O Vader, ons kom na U toe nou, en as van die ander mense wat hierso sit enigstens voel soos wat ek op die oomblik voel, Here, is ons baie bewus van die feit dat ons het bonatuurlike ingryping van die Gees nodig. Here, ons is so absoluut oortuig in ons lewens. Ons is so oortuig dat ons in en van onsself nie die lewens kan lewe wat ons wil en wat ons behoort nie. Here, ons is op die beste van tye moeg en mismoedig, ons is swak en ons is sondig. Maar o Heer, U is genadig, U is goed en U is 'n God wat praat, U is 'n God wat U self vir ons gegee het in die Seun, U is 'n God wat U self verbindend aan ons in U Seun en deur die Gees. En soos ons nou kom as die kinders hier, o Vader, kom en praat met ons, o Vader, deur die Gees, kom vernuwe ons, kom verkoop ons. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, as ek en jy wil vasstel wat die gees van ons tyd is, as jy wil weet wat is die gees van ons tyd, dan sê sosioloog vir ons, is 'n behulpsame ding wat ek en jy kan doen, is om te gaan kyk na dating sites, na dating websites. Ek weet nie of jy dit besef nie, dit maak eintlik sin as jy stop en dink daaroor, want wat dating sites doen, is dating sites is natuurlik 'n aanlyn platform wat mense bymekaar probeer uitbring, en so dis 'n plek waar jy nou gaan vertel oor wie jy is, jy gaan deel oor wie jy is, maar meer is dit wat vir jou belangrik, wat vir jou kosbaar in die lewe is, en so dis 'n baie goeie manier om te kan uitfigure, is wel, wat is die gees van ons tyd, wat is dit wat vir mense belangrik is, en hoe dink hulle oor hulle self, hoe sien hulle, en selfs verkoop hulle self. Nou een so dating website is OkCupid. Ek het nie geweet daarvan tot en met die laaste 2 weke nie. OkCupid is in Amerika een van die groter dating sites. En in 2024 het hulle data gepubliseer, kan jy sê, vir die laaste 20 jaar van hulle bestaan, waar hulle gekommunikeer het oor wat mense wat op hulle site al was, gesê het, is belangrik vir hulle as mense. Nou die scary ding is, die treffende ding is, dat daar was al 10 biljoen, so dis in Afrikaans triljoen, 10 triljoen inskrywings net op OkCupid. So dis mense, dit moet meer as 1 keer sy inskrywings deur party van die mense wees, dink ek. Maar wat mense al 10 triljoen kere vertel het oor wat vir hulle belangrik is, en wat OkCupid gesê het, na 20 jaar, het hulle opgemerk dat 8 uit 10 van daardie mense, so dit is 8 triljoen inskrywings, het gekommunikeer,
dat regtig die groot ding in hulle lewe wat hulle definieer, die groot ding wat vir hulle belangrik is onafhanklikheid. Independence, om independent te wees. Dit is hoe hulle self sien en hoe hulle self aan ander wil bekendstel. En vriende, dit maak sin. Doen dit nie. Dink gou vinnig oor van kleins af in jou en my lewe word ek en jy geleer om onafhanklik te wees. Nou of dit jou ouers is en of dit die onderwysers is of die samelewing waarin ons is heeltyd besig om vir jou en vir my te sê, Boetie, jy moet op jou eie voete leer staan. Jy het nodig om jou eie fights te fight. Jy gaan moet hard werk in hierdie lewe en na jouself omsien, want niemand anderste gaan na jou kyk en na jou omsien in hierdie wêreld nie. Ons lewe in 'n samelewing, vriende, waar om, soos die Engelsman sal sê, needy te wees, is nie baie aantreklik nie. En wat al die dating sites sê, dat amper die nommer 1 ding wat aantreklik is vir ander mense wat op die dating sites gaan, en wat wil kyk vir 'n lewensmaat, wat vir ons wêreld aantreklik is as jy selfstandig is, as jy onafhanklik is. Nou vriende, dit is alles goed en wel, en onafhanklikheid mag dalk 'n goeie ding in die oë van die wêreld wees, maar wanneer dit kom by God, sê die Bybel, is eintlik onafhanklikheid 'n baie gevaarlike manier om deur die lewe te gaan. Inderdaad sê die Bybel vir jou en vir my, die ideale postuur van mens wees, is om totaal en al, geheel en al afhanklik van God te wees. En as jy stop en jy dink daaroor, is dit wat geloof is, nê? Dit is geloof. Geloof, vriende, fundamenteel is dit die postuur van 'n persoon wat besef dat hy of sy is totaal en al afhanklik van God, en dus kyk daardie persoon na God en maak staat op God vir lewe, vir alles. Dit is wat geloof is. Nou, hoekom begin ek hiermee vandag? Vriende, ek begin hiermee vandag, want vandag wil ons nadink en gesels oor die plek en die rol van die Heilige Gees in ons lewens. En my persoonlike oortuiging is dat ek dink ons baie keer het nog 'n goeie idee wat om te maak met verhouding met God die Vader. En ons het so 'n bietjie van 'n idee oor wat beteken om in 'n verhouding te staan met God die Seun Jesus, maar wanneer dit kom by God die Heilige Gees, raak dinge baie vinnig, baie vaag. En my begeerte is dat ons in Efesiërs 5 sal sien, vriende, dat ons hier sal sien dat net soos in ons verhouding met God die Vader, en net soos in ons verhouding met God die Seun, wil ek hê dat ons vandag moet sien dat die Christenlewe is 'n lewe waar ek en jy geroep word en genooi word om in diep afhanklikheid van God die Gees die lewe aan te pak. En dit is wat ek graag wil hê ons moet sien. So tel asseblief julle Bybels op daar as jy dit het. Kyk saam met my na ons teksgedeelte op die blaadjie dalk. Ons kernteks vir vandag gaan wees Efesiërs 5 vers 18. En dit gaan spesifiek hierdie woorde wees van Paulus wat sê vir jou en vir my, word vervul deur die Gees. Dit is ons kernteks, maar wat beteken dit? Wat beteken dit om vervul te word met die Gees? Hoekom is dit so nodig? En hoe lyk dit in praktyk om vervul te word met die Gees? Nou dit is wat Efesiërs 5 vir ons wil antwoord, en ons gaan kyk na die gedeelte in spesifiek daai versie word vervul met die Gees aan die hand van 3 opskrifte. Hier is die eerste opskrif, die behoefte. Wil jy ons moet nadink oor die behoefte? Het jy dit opgetel daar? Kyk saam met my in jou teks. Ek wil graag hê ons moet dit optel. Het jy soos wat dit gelees was gesien dat daar 'n baie belangrike herhaling wat plaasvind in ons teksgedeelte? In Efesiërs 5 vers 2 kom die opdrag, sê Paulus, vir ons as Christene, leef in liefde. Laat jou oë afgaan na Efesiërs 5 vers 8 toe, daar sê hy dit net op 'n ander manier, leef as kinders van die lig. En dan in vers 15 vir 'n derde keer, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nou daai woordjie leef is 'n baie belangrike woordjie vir Paulus, veral in die boek van Efesiërs. Dis 'n woordjie wat eintlik in die oorspronklike taal vertaal word as wandel. En dit is 'n baie belangrike woord vir Paulus, is die idee van om te wandel. Dis reg oor die boek. Ek wens ons het tyd gehad om nou elke keer te gaan kyk waar Paulus besig is om vir ons te roep
tot 'n sekere tipe van wandeling, maar kyk saam op die skerm, ek gaan net 2 van hulle uitwys vir ons, dat ons 'n idee kan kry vir wat Paulus in hierdie brief besig is om te doen. Paulus in Efesiërs 2, en ek lees dit vir ons hier uit die Engels uit, want die Engels vertaal dit as wandel. In Efesiërs 2 vers 1 tot 2 sê Paulus, and you, en hy praat met Christene, and you were, in die verlede, you were dead in the trespasses, and you were dead in the sins in which you once walked, when you were following the course of this world, and when you were following the prince of the power of the air. Vriende, ek weet nie of dit is hoe jy dink oor die wêreld nie, en selfs oor, as jy vandag jouself 'n Christen noem, jy het nie begin as 'n Christen nie. Niemand van ons word 'n Christen gebore nie. Die realiteit is, het Paulus daar gesê, is ons is almal 'n mense wat ja lewe, maar ons wandel. Ons lewe met 'n doelbewuste rigting, daar's intentionaliteit. En Paulus sê, uit die staanspoor uit wandel ons as mense op die paadjie van die wêreld. En daai paadjie van die wêreld is eintlik die paadjie van die Satan. En dit is die paadjie waarop ons wandel. Dit is die paadjie wat ons van nature af wandel. Maar God het in Jesus ons gered. God het deur sy Gees ons nuut gemaak. Kyk saam met my daarso na Efesiërs 4 vers 1. Therefore I urge you now, julle Christene wat nou wedergebore is, kinders van God is, I urge you to walk now in a manner worthy of the calling to which you have been called. En dit is dan wat Paulus in ons gedeelte sê. Hy sê so, walk in love, wandel in liefde, gaan en wandel as kinders van die lig, en let daarom sorgvuldig op hoe julle gaan wandel. Maar wat beteken dit in praktyk? Hoe lyk dit in praktyk vir jou en vir my om so te wandel? Hoe lyk so 'n lewe? Wel, kyk saam met my in die teks daar, vriende, vers 1 tot 2. Die eerste ding is, so 'n lewe lyk soos Jesus, sê Paulus. Dit lyk soos Jesus. Vriende, hoor weer die evangelie vanoggend. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 daar in ons teks. God het ons in die eerste plek so lief gehad. Jesus het in liefde met ons kom wandel. En God het gekom en in sy seun het hy vir ons Jesus gegee, en Jesus het homself gegee as 'n versoeningsoffer sodat ons nou in verhouding met God kan wees tot die glorie van sy Vader. En dit is wat Jesus gedoen het, en Paulus sê, Christen, kyk na Jesus en laat Jesus jou voorbeeld wees. 'n lewe waar ek en jy wandel in liefde is ten minste dit. Dis 'n lewe waar ek en jy in alles ons lewens neerlê vir ander se voordeel, veral vir hulle ewige voordeel. Dit is wat dit beteken om in liefde te wandel. Maar jy mag dalk wonder, ja, maar dis nog nie lekker prakties nie. Hoe gaan so 'n liefde in lewende lywe in die regte wêreld lyk? En dit is wat Paulus dan aangaan om vir ons te sê. Kyk na vers 3 vorentoe. Paulus sê vir jou en vir my, vers 3, Christen, jy wat in liefde wandel, Christen, daar behoort geen sprake van onsedelikheid te wees nie. Onsedelikheid is die woord seksuele immoraliteit. Seksuele immoraliteit volgens die Nuwe Testament is enige seksuele verhouding wat op enige manier uitgelewe word buite die konteks van 'n huwelik tussen een man en een vrou. Volgens die Nuwe Testament is dit seksuele immoraliteit. Paulus sê vir ons as Christen, hy sê Christen, daar mag geen sprake van onsedelikheid by jou wees nie. Daar mag, sê hy, gaan hy verder, geen onreinheid wees nie. Dis weer eens 'n woord, die onreinheid daar is 'n woord met 'n seksuele konnotasie. So hy praat hier van in woord of in daad of in gedagte, behoort ons as Christene wat nou in liefde wandel, moet nie onreinheid koester nie. Hy gaan aan, hy sê daar behoort geen gierigheid te wees nie. Wat is gierigheid? Greed. Gierigheid is die gulsige begeerte, daar val ek oor my gees, dit is die gulsige begeerte om meer te wil hê of meer te wil wees
as wat God in sy goedheid reeds vir jou gegee het. Daar waar ek en jy wil gryp na dinge wat die Here nie vir jou en vir my bestem het nie, is daai greed, daai is gierigheid. Vers 4 gaan Paulus aan, hy sê, daar mag onder ons as Christene geen skandelike en dwaase of lawwe praatjies wees wat onvanpas is nie, maar eerder ons lippe, ons woorde behoort gekenmerk te word, sê hy, deur danksegging. Vers 6 sê Paulus, gelowige, jy moenie jou ore uitleen aan die niks seggende redenasies van die wêreld nie. Hoorie, maar dis nogal 'n woord vir ons tyd, waar met ons Facebook en met X en met Instagram, met YouTube, ek is die chief of sinners op YouTube, waar ons ore uitleen baie kere vir hierdie niksseggende redenasies van die wêreld nie. Nee, vers 8, leef as kinders van die lig, en dan vertel hy ons wat dit is, vers 9, lewe Christen, 'n lewe wat gekenmerk word deur goedheid, wat gekenmerk word deur geregtigheid en deur waarheid. Nou vriende, ek weet nie van julle nie, maar Paulus se beskrywing hier in Efesiërs 5 van die Christenlewe funksioneer vir my soos 'n spieël wat my eie naaktheid ontbloot. Of in die taal daarso van vers 13, hierdie woord wat Paulus hierso gee, skyn soos 'n lig, sê Paulus in vers 13, dit skyn soos 'n lig wat my ontmasker. Dit ontmasker my. En hier's die ding, wanneer ook al ek en jy in daai plek kom, wanneer ook al ons in daai plek kom waar God se woord ons herinner aan die gaping, die gap tussen die lewe waartoe ons geroep word, maar waar ons eintlik is, dan's daar 'n gaping. En dan's daar net een van twee maniere wat ek en jy gaan reageer. Die een manier wat ons gaan reageer, as ek en jy bewus word van die gaping, is dat ek en jy dan gaan en in die taal van Jesus teenoor die fariseërs, waar ons dan witgepleisterde mure word, waar ons dit begin fake, en waar ons in sekere kontekste voor sekere mense gaan voorgee dat ons vroom en heilig is. Ons raak skyn heilig. Ons skyn nie heiligheid nie, ons raak skyn heilig. Dis die een manier wat ek en jy kan reageer as ons agterkom maar daar's 'n gaping tussen wat die Here my tot roep en hoe my lewe is. Of daar's 'n tweede manier, vriendin, wat ons kan reageer en dit is die uitnodiging wat Paulus vir ons rig daar in vers 13. Kyk saam met my weer daar in vers 13. Daai aanhaling daar in vers 13 is, sê meeste kundiges daar buite, is 10-1 'n Christen liedjie wat die kerk gesing het in die 1ste eeu. En Paulus gebruik daai liedjie amper soos 'n uitnodiging aan Christene wat besef dat daar's 'n gaping tussen die lewe wat die Here hulle tot roep en hoe hulle lewens lyk. Hier is Paulus se uitnodiging aan jou en my vanoggend. O Christen, word wakker. Christen, word wakker. Word wakker. Jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Vriende, hierdie uitnodiging is vir Christene wat nie baie soos Christus lyk nie. Hierdie uitnodiging van vers 13 is eintlik 'n uitnodiging vir jou en vir my om in geloof en bekering opnuut na Jesus toe te draai. Om opnuut na Jesus toe te kom en die genade opnuut te kom ontvang wat 'n onuitputbare bron van fontein van genade is, om weer in geloof en bekering te kom en die genade te ontvang wat daar in Jesus te vind is. Maar hoor asseblief tog mooi vriende, om nie dan daar te stop nie. Ek dink dis wat ons so baie kere doen. Ons kom na Jesus toe, Jesus, ek is jammer, ek skiet kort. En dan gaan ons weg. En die gedeelte sê vir ons om nie daar te stop nie, maar vers 18. Maar om dan deur Jesus se gees vervul te word, om vers 1 tot 17 te lewe. In 2001, vriende, was ek was heeltemal te lank op universiteit in 'n koshuis. In my 5de jaar op universiteit in die koshuis was 'n klomp van ons pelle het ons Mosambiek toe gegaan. Ons hele gang
is Mosambiek toe. Dit was net na die vloede in Mosambiek in 2001 vir die mense wat oud genoeg is om dit te onthou. En ons het gery almal saam, meeste van die ouens het in 4x4's gery. Daar was 'n groot trok met soos 20 ouens agter die trok wat Mosambiek toe is. En ek het die kort strootjie getrek en ek het met so 'n hartseer ou posbus Datsun klein bakkie het ek gery om van die voorraad te ry. En toe ons daar in Mosambiek kom en alles is modder en alles is moerasse met die reën, het al die ouens lekker met hulle 4x4's deurgery en I kid you not, ek het tot middellyf, ek ry in die bakkie en tot by my middellyf toe is ek onder die water, terwyl ek in die bakkie is. En ek sit vas natuurlik, so dan moet die ouens my met 'n tou uittrek en hulle moet my uit die modder uittrek, hulle moet my uit die water uitkry, keer en keer en keer. Hierdie is my punt, vriende, met daai beeld, en hou daai beeld voor oor. Vriende, die paadjie wat die Christen lewe jou en my tot roep, is nie iets wat ons Datsun bakkie bestaan kan verrig nie. Ons kan dit nie doen nie. Die vlees binne in ons en die vyand buite ons is net te sterk en jou en my wilskrag is net te min. Dit is net te swak vir ons om die heilige roeping te kan uitleef wat ek en jy tot geroep word. Nee, die Christen lewe, vriende, benodig bonatuurlike bekragtiging en die enigste gelowiges wat vers 1 tot 17 kan lewe en toenemend kan lewe, is die wat ag slaan op die opdrag van vers 18, die opdrag wat ons vir ons sê, word vervul met die Gees. En so dit is 'n goeie vraag vir jou en vir my, om vir ons vanoggend hier te vra, soos jy hier sit, vriendin, watter rol, vra jouself af, watter rol speel die Heilige Gees in jou strewe om heilig te lewe? Ek vra nie, wat is jou teologie, abstrak, oor die Gees nie. Ek vra nie wat jou opinie hier oor tale praat, of oor profesie, of oor daardie dinge nie. Die vraag vir jou en vir my, wat hierdie gedeelte ons uitnooi om te vra is, watter rol, prakties, funksioneel, elke dag, speel die Heilige Gees in jou strewe om heilig te lewe? O Christen, besef dit asseblief tog. Besef dit, Christen, jy het reeds die Gees ontvang. Jy het die Gees. Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 maak Paulus, hy kan dit nie duideliker stel nie. Hy sê in 1 vers 13 dat wanneer iemand die evangelie hoor en in geloof reageer op Jesus, in geloof na Jesus toe kom, ontvang ek en jy die Gees. Dan het jy die Gees. Dit beteken, o Christen, jy's nie 'n Datsun bakkie nie. Jy het 'n 4x4 engine binne in jou. Maak jy gebruik van hierdie kosbare, kragtige geskenk wat God aan jou gegee het? Hier is die tweede opskrif. Die tweede opskrif wat ek wil hê ons moet na kyk soos ons na die gedeelte kom, en dit is die beeld. So lees saam met my weer vers 18. Ek wil hê ons moet die hele vers van vers 18 lees. In vers 18 sê Paulus vir ons as Christene, en moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my altyd so klein bietjie uit die bloute uit. Hy's besig om hierdie te praat en ewe skielik praat Paulus nou oor wyn en jy moenie dronk raak nie. Okay, nou dit is so, die Nuwe Testament wil nie hê jy moet bedwelm raak deur wyn nie, en die Bybel is baie duidelik daaroor. Maar dis nie eintlik die punt hier nie. Die punt hier in vers 18, vriende, is dat Paulus verwys na wyn en hy verwys hier na dronkenskap, want dit dien as 'n metafoor. Dit dien as 'n baie behulpsame prentjie vir jou en vir my om te verstaan 'n bietjie meer van wat dit beteken om met die Gees vervul te word. En daar's 'n drieledige korrelasie, en so hoor asseblief tog mooi, want ek dink hierdie is belangrik vir ons om te verstaan. So kom ons gesels gou vir 'n oomblik oor wyn, okay? Dink gou vinnig saam met my aan wyn. 3 dinge, vriende. Eerstens, wyn is 'n middel wat 'n mens jouself tot kan oopmaak
en daar is 'n doelbewuste, niemand val per ongeluk en hy's dronk. Hy het net soos oop so daai daar's ek ewe skielik. Dis 'n doelbewuste en 'n daadwerklike besluit wat geneem is waar jy jou oopmaak tot wyn. Jy wil vervul word, vol van wyn word. Ons het al almal iemand gesien wat vol wyn is. Die tweede ding is dat die oopmaak en die vervulling met wyn word juis gedoen want daardie persoon besef dat daar's 'n krag in wyn. Daar's iets aan wyn dat as jy jouself gaan volmaak met dit, het dit die vermoë om jou, soos die teks sê, dit jou te bedwelm. Dit het 'n vermoë om jou menslike fakulteite oor te neem en te beheer. En dan derdens wat dan gebeur is dit manifesteer uitwaarts in optrede wat Paulus in ons gedeelte noem losbandigheid. En Paulus wil hê ek en jy moet daai prentjie voor oë hou soos wat ek en jy dink oor die vervulling van die Gees. Eerstens sê Paulus dat ons as Christene het nodig om onsself doelbewus en daadwerklik oop te maak tot die persoon en die werk van die Heilige Gees. Dit is 'n besluit wat jy maak. Jy vang dit nie soos 'n verkoue nie. Dit is iets wat jy daadwerklik besluit om te doen. Om myself te sê, daar is God die Heilige Gees en ek wil hê dat God die Heilige Gees, ek maak myself oop vir sy werk in my lewe. Tweedens, ons het nodig om dan ons eie leegheid, ons eie swakheid te erken en dan in diep afhanklikheid van die Gees vervulling na te jaag. Ons moet dit najaag sodat die Gees ons dan kan bekragtig, want ons weet as ons vol van die Gees sou wees, sal die Gees ons kan beheer. En derdens sê Paulus hier dan, die met wie dit gebeur, by in hulle lewens manifesteer dit nie as losbandigheid dan nie, maar vers 1 tot 17 as heiligheid. Nou vriende, hoor asseblief tog mooi, ek dink daar's 'n gevaar met hierdie metafoor wat Paulus gebruik. Die gevaar is, want hy gebruik hierdie metafoor van wyn, om te praat van wat vervulling met die Gees is. Die fout wat ek en jy kan maak, is om dan te dink, om amper die illustrasie te ver te vat, en om te begin dink, maar die Gees is soos 'n vloeistof, en soos wat jy in 'n glas dalk, 10% van water kan hê, of 50% of 80% van water, is daar party van ons hier, en jy 10% Gees, en 'n ander langs jou het 50% Gees, en die ander het 80% Gees, en dit sal die illustrasie te ver vat. Dis nie korrek nie. Onthou vriende, die Heilige Gees is 'n persoon. So of jy het die Gees, of jy het nie die Gees nie. Jy het nie die Gees in sekere persentasies nie. Nee, ek dink hierdie is eerder 'n beter manier om te verstaan wat Paulus bedoel met die vervulling, as hy nie praat van dat ons net persentasies van die Gees het nie. Dink gou vinnig aan my 'n ander illustrasie. Aan 'n kleuter. Nou die mamas met kleuters hier sal hierdie goed ken. Dalk op 'n stadium lank gelede ons almal was op 'n stadium 'n kleuter gewees, en so ons almal sal iets hiervan weet. Maar imagine 'n ma kom, sy het 'n kind en haar jong laaitie is siek, en so sy gee vir hom 'n volle maat van die nodige medisyne, en sy druk daai lepel in sy mond van hierdie medisyne, en hy sit daai volle 2 maat in sy mond, maar hy kon dadelik proe, dis nie baie lekker nie, so wat doen hy? Hy hou dit in sy mond, en sy kieste staan so, maar hy weier om dit te sluk. En daar's 'n gehuil, en daar's 'n gedreig, en daar's 'n gefight, maar hy wil dit nie insluk nie, hy wil homself nie oopmaak, sodat die volheid van die medisyne wat hy reeds het, kan deurgaan, en in elke liewe hoek en cranny van sy liggaam kan ingaan, en die nodige werk kan doen om hom gesond te maak en om te vernuwe nie. En vriende, hoor my asseblief tog mooi, so is dit met geesvervulling. Die Gees wat ons reeds by ons bekering ontvang het, vriende, het ek en jy nodig om te bly verwelkom. Ons het nodig om die Gees toe te laat om sy genesingswerk geheel en al in ons lewens te doen. Ons moenie areas in ons lewens toehou, areas in ons lewens terughou, waar ons as dit ware vir Jesus se Gees sê, hoorie, Jesus, jy's baie welkom hier en hier en hier, maar in hierdie gedeelte van my lewe, hier,
Ek wil nie jy moet hier kom en jou medisyne hier kom, my hier gesond maak nie. Nee vriende, dit is belangrik om te besef, geestelike kompartementalisering is die inverse van geesvervulling. Geestelike kompartementalisering is die inverse volgens die Bybel van geesvervulling. En so kan ek jou vra, soos jy hier so sit, weer eens vanoggend, wat is dit vir jou? Waar is dit vir jou, vriendin? En ons almal ergens, soos die Gees het vir ons uitwys, het hierdie areas. Wat is daardie areas in jou lewe, daardie kamers, vriendin, in die huis van jou hart, waar Jesus se Gees 'n vernuwingswerk in jou lewe wil doen, maar jy hou hom op armafstand. Daar's 'n deur en jy hou daai deur toe. Jy sê Jesus hier en hier reg, maar daar en daar, nee. Daai gedeeltes, daar wil ek nie jou medisyne hê nie. J.I. Packer het dit so goed gestel. Hy sê dit so goed soos wat hy aan ons 'n vraag rig. J.I. Packer stel dit as volg. Hy sê the question is not do you have the Holy Spirit, but rather does the Holy Spirit have you? Die vraag is nie Christen, het jy die Gees nie. Die vraag is, het die Gees jou? Is ons besig om hom toe te laat om sy kosbare heilige werk in ons lewens te doen? Dit bring ons by die derde opskrif, vriende, die bevel. Derdens dan die bevel. En so hier wil ek regtig hê ons moet inzoom en met 'n vergrootglas amper sit en kyk net na daai woorde daarvan word vervul. So ons het nog nie eintlik gesels daaroor, maar hoe word 'n mens vervul met die Gees? Hoe word ek en jy vervul met die Gees? En ek dink die antwoord word vir ons gegee in die woordjies, in die woord, is eintlik een woord daar, word vervul in die oorspronklike taal. So verskoon my as ek so klein bietjie hier uitgeek, maar ek weet nie hoe ons dit kan anders te doen nie, want dit is nodig. Dit is nodig om dit te verstaan. Daar's 3 dinge wat waar is in die oorspronklike taal hier van die woordjie word vervul of die Engels be filled, wat eintlik baie insiggewend is in die oorspronklike taal. Die eerste ding is, daai opdrag, daai bevel, vriende, is in die passiewe stem. Nou die passiewe stem, as jy reg kan terug onthou van toe jy op hoërskool was, is die passiewe stem kommunikeer aan ons, ja, dit is 'n opdrag, maar dis nie soseer 'n opdrag iets wat jy moet doen nie. Dis eintlik iets wat jy moet toelaat om aan jou gedoen te word. En dit is wat ons hier het met word vervul. O vriende, hoor dit asseblief tog mooi, om met die Gees vervul te word, vind plaas, om met die Gees vervul te word, vind plaas, nie deur harder te probeer, meer te shape, jouself op te saai, God se guns te probeer wen nie. Wat heidene doen in heidense godsdienste, baie keer as hulle soos byvoorbeeld wil die krag van God hê, dan probeer hulle God manipuleer. Hulle probeer hom op 'n manier omkoop. Hulle try bater met hom en so baie kere dink ek doen ons dit as Christene ook. Ons wil God so klein bietjie sy arm draai, ons wil hom so bietjie manipuleer. Maar vriende, dit is nie hoe ons met die Gees vervul word nie. Nee, geesvervulling realiseer soos wat ek en jy eenvoudig in afhanklikheid van die Gees lewe. Dit is vir jou en vir my om in ons swakheid, in ons leegheid, staat te maak op God se belofte. Dit is vir jou en vir my om te sê, God het vir my beloof dat hy is nou deur sy Gees in my, hy is met my. En God het vir my beloof en hy het gesê, hy sal deur sy Gees my bekragtig om die Jesus lewe te lewe. Vriende, om vervul te word met die Gees is bloot eenvoudig daardie plek waar ek en jy sê, Here, ek lewe in afhanklikheid van jou. Ek wil die lewe wat jy my tot roep, maar ek kan nie. Maar God, U het Uself vir my gegee. Jesus, U het Uself vir my gegee. Jesus, ek maak nou staat op jou. Ek maak staat op jou. Vriende, vervulling kom deur geloof. Vervulling kom deur geloof. Geloof beteken letterlik om te vertrou, en om te vertrou beteken om afhanklik te wees van iemand wat iets kan doen wat jy nie vir jouself kan doen nie. As ek en jy sê ons glo in God, dan glo ons ook in God die Gees,
Ons vertrou op die Gees. Ons vertrou dat God deur sy Gees dit sal kan doen wat ek en jy nodig het om te doen, maar nie kan doen in ons eie krag nie. Die tweede ding wat ek vir ons wil uitwys daarso van die woordjie word vervul, dis nie net in die passiewe stem nie, maar dit is ook in die teenwoordige tyd. Dit is soos jy in Engels sal sê, a present continuous tense. Met ander woorde, om vervul te word met die Gees, vriende, is nie 'n ding wat jy een keer doen nie. Om vervul te word met die Gees is ook nie 'n ding wat jy 'n tweede keer doen nie. Daar's party van ons Christen broers en susters wat sal sê, hoor jy het 'n tweede, hulle noem dit die doop met die Gees nodig. Hierdie tweede ding wat moet gebeur, waar jy eers moet gaan en dan moet goeders gebeur met jou en dan gaan jy die Gees kry sodat jy dan die lewe van vervulling kan lewe. En die antwoord is nee, jy het nodig om 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, jy het nodig om die heeltyd deurgangs aanhoudend vervul te word deur die Gees. Vriende, net soos wat ek en jy nie vandag fisies kan floreer op die kos wat ons 'n jaar gelede geëet het, daardie kos wat jou 'n jaar gelede gevoed het en jou toe krag gegee het nie, vriende, so kan ek en jy ook nie geestelik floreer op die Gees se bekragtiging van 'n jaar of 5 of 10 gelede nie. Nee, ek en jy het vandag die Gees nodig. En ek en jy gaan môre die Gees nodig hê. En ons gaan oormôre nodig hê vir die Gees om jou en my te kan help deur al die versoekings van al die teëspoed wat jy gaan ervaar en deur al die versoekings van al die voorspoed wat jy gaan ervaar. In dit alles het ek en jy die Gees elke liewe dag deurlopend nodig. Derdens, laaste ding. Vriende, hierdie opdrag in die oorspronklike taal is in die meervoud. En dit is so belangrik. Dit is in die meervoud. Dit lees eintlik daar you all. Soos die Amerikaners sal sê, dis daai y'all. Y'all be filled with the Holy Spirit. Dit is wat Paulus hier ons tot roep. Wat beteken, vriende, dat geesvervulling is uiteindelik 'n gemeenskapsoefening. Geesvervulling is primêr 'n gemeenskapsprojek. Nou ek wil nie te veel hieroor sê nie, want volgende week gaan ons saam praat oor gemeenskap en hoe gemeenskap dan saam met die Gees hierdie kritiese rol is waardeur ons die Christen lewe. Maar ek wil wel dit uitwys wat in ons gedeelte hieroor gesê word. Vriende, vir nou wil ek ons net aanspoor tot dit. Kan ek ons aanspoor, soos wat jy hierso sit, en ek weet ek praat nou hier, I'm preaching to the choir. Maar kan ek ons net aanspoor om te besef die bonatuurlike belangrikheid van wat nou hier gebeur? Nou, soos wat ons elke Sondag hier by ons Sondag samekomste bymekaar kom. Hierdie samekomste is 'n kritiese, strategiese, bonatuurlike manier waardeur God jou en my en ons wil vervul met sy Gees. En dit is wat Paulus hier vir ons sê. Sien jy dit daarso, vers 17. Dit is soos wat ons hier saamkom en waar ons onder God se woord sit. Vers 17, tweede helfte van vers 17, waar ons dan die wil van die Here verstaan en dit vervul ons met sy Gees. En dit is hier, soos wat ons saamkom, vriende, vers 19, sien jy vers 19, soos wat ons onder mekaar dan psalms en lofgesange en geestelike liedere saam sing, waar ons dan vervul word deur die Gees. En dit is vers 20, soos wat ons hier saamkom, soos wat ons die sakramente geniet, soos wat ons saam bid, soos wat daar getuienisse gedeel word tydens die diens, voor en na die diens, is daai alles kontekste waar vers 20 gebeur, waar ons Christus dank en so vervul word met die Gees. Vriende, ek sluit hiermee af. Ek wil afsluit met die laaste gedagte. Hierdie hele taal van vervulling. As die Gees ons kan vervul, het ek en jy nodig om onsself te vra, maar wat is die fontein? Wat is die fontein van waaruit die lewende water van die Gees vloei? As die Gees ons kan vervul, wel, wat is die fontein waaruit die Gees vloei? En hoor my asseblief tog mooi, vriende, dit is God se liefde vir ons in Jesus. Dit is fundamenteel wat ons doen, soos wat ons saamkom by die samekomste. Ons word herinner
aan God se liefde vir ons in Jesus en soos wat ons God se liefde in Jesus onthou en besef en waardeer, word ons vervul met die Gees. En ek sê dit want dit is wat Paulus in Efesiërs sê. Ek gaan dit vir ons net lees en dan bid ek vir ons. Ek sluit af vir ons met hierdie woorde. Dis 'n gebed wat Paulus bid vir Christene. So dis eintlik 'n goeie gebed vir my om vir ons te bid. Hierdie is vriendin, hoe ek en jy vervul deur die Gees die Christenlewe gaan lewe. Paulus bid vir ons, Paulus bid vir jou, hy bid vir Ligpunt. En Paulus sê, ek bid dat God vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees, om saam met al die ander heiliges, tot die besef te kan kom, van die breedte, en die lengte, en die hoogte, en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan. Hoekom? Sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. O vriendin, weet jy dit? God is lief vir jou. Besef jy dit? God is lief vir jou. Hou aan saamkom hier met ons as 'n gemeente. Hou aan om God se liefde in Jesus toenemend te leer ken. En as jy dit doen, sal jy vervul wees met die Gees. Kom ons bid saam. Ja Vader, ons loof en ons prys U, dat U vir ons eerste lief gehad het. U het U seun gegee, Jesus. U was die offer daar aan die kruis, waardeur U U lewe neergelê het, ten einde ons te versoen met ons Vader, deur ons geliefde kinders te maak. Maar Jesus, U het nie net ons kinders gemaak, maar nou gelos om te self sien kom klaar nie. Jesus, U het U self vir ons gegee. U het die Gees vir ons gegee. O, sal U ons bekragtig, o Heilige Gees, vervul ons, o Gees, om Jesus se liefde voor oë te hou, sodat ons kan lewe op 'n manier wat sal goed wees vir die wêreld om ons, en wat tot verheerliking sal wees van ons hemelse Vader. In sy goeie naam bid ons dit.